Weer eens welkom. Ek is Petrus. En hier praat ons net die waarheid, dis reg. Ja, vandag se onderwerp. Hoe moet ons Jesus volg? En dis vir my 'n baie ernstige saak. En dit lê my na in die hart oor hoe moet ons Jesus volg? Ek wil vir julle gou lees in Markus, en dis Markus 1, waar Jesus die disippels geroep het. En dan kan julle self oplet hoe hulle die Here gevolg het. Ons kyk aan Markus 1 vers 17. En Jesus op langs Galilea die see afgeloop. En hy sien vir Simon en Andreas, sy broer, besig om net in die see in te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. En dadelik het hulle al net laat staan en hom gevolg. En toe hy daarvandaan 'n entjie verder gaan, sien hy vir Jakobus en sy broer Johannes, besig om nette in die skei heel te maak. En dadelik het hy hulle geroep, en hulle het hul vader met die huurlinge in die skei laat staan, en hom gevolg. Het julle opgelet, dadelik? Dit beteken nie gewag, of eers een gaan vra, wat dink julle van die saak? Moet ons so maak? Nee, hulle het dadelik Jesus gevolg. En dan wil ek julle nog iets lees in Lukas. En dit is in Lukas 14. En dit gaan oor, hoe wil Jesus sê moet ons hom volg? Jy besluit dadelik, maar dan die metode. En ek lees vir julle Lukas 14 vers 26. As iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader, en sy moeder, en sy vrou en sy kinders, en sy broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Maar daai haat is nie soos 'n verplettende haat nie. Dit is nie om iemand lelik met hom te wees nie. Dit beteken net 'n ernstige vermaning, wat die Here ons gee, as jy hom volg, dan is hy jou alles. Dan is hy eerste in jou lewe, absoluut eerste. Voor jou werk, voor jou vrou, voor jou kinders. Dat as hy jou iets vra, dan doen jy dit. Dan vra hy, wonder jy nie eers, is dit reg, of moet ek so maak? Nee. Jy luister na sy stem, want hy is die ware herder. En as hy met jou praat, dan doen jy. En ek wil ook vir ons lees in Filippense, van hoe Jesus dit gedoen het, want dit is die voorbeeld wat vir ons gestel is. Ek wonder of jy al ooit gewonder het, oor, hoekom het hy het gedoen? En hoe het hy het reg gekry? Ek lees vir julle, Filippense 2. En hierso by ek gaan by vers 4 begin. Julle moet elkeen na julle eie belange omsien, nie na julle eie belange omsien, maar elkeen ook na die ander se. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mense gelyk te word, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word
tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Die weg is deur die kruis. En die waarheid maak ons vry. En dan die lewe, die ewige lewe. Want my vriend, my vriendin, dis 'n werklikheid soos 'n werklikheid wat ek hierso sit vanaand en met julle praat. Daar is 'n hel en daar is 'n ewige lewe, 'n hemel. Jy gaan of in die hel ewigheid wees, of jy gaan in die hemel ewigheid wees. Die keuse is joune. En ewigheid is soos 'n ewigheid. En weet julle wat nie? Die Bybel sê van 'n tweede dood. Daai dood beteken nie dat jy gaan niks weet of niks voel nie. Daai tweede dood is 'n ewige hel. Want jy gaan 'n verheerlikte liggaam hê binne in die hel. Of 'n verheerlikte liggaam in die hemel. En die keuse is ons. Die Here het ons 'n vrye keuse gegee. So dit is my boodskap vir julle vanaand. Maak die regte keuse. Kies lewe en nie dood nie. Bly in die waarheid en blessings.